saam met my lees. Ek gaan Jesaja 6, as jy jou Bybel saamgebring het. Lees saam met my Jesaja 6 en ons gaan net so 2 of 3 versies lees daar. Ek wil vanmôre met jou praat so 'n bietjie rondom die gebeure wat ons in hierdie tyd beleef. Dis 'n wonderlike tyd, soos in die volksmond die Kerstyd, en die kerk se mond is dit die Christustyd. So in hierdie Christustyd is dit 'n wonderlike tyd met baie groot gebeurtenisse en lieflike dinge wat gebeur rondom ons gesinne. Die wêreld daar buite gebruik dit vir reklame en vir verkope en vir korte in die pryse, bring hulle die pryse af en hulle maak die pryse vir ons so aanloklik dat almal koop al hulle geld op en so aan. Maar vir die kind van die Here is dit een van die belangrikste tye wat ons herdenk. En of die geboorte van Jesus nou die 25ste Desember was, of in September, of in Oktober, of in April, maak nie regtig saak. Dit gaan oor wat ons beleef as ons die Christusfees hou. Net soos wat ons die Paasfees hou ons die Christusfees. Die Paasfees is sy dood en opstanding. Die Christusfees is die geboorte en so ons sê die verjaarsdag van ons Here Jesus. Sy geboorte. En ek wil met jou daaroor praat vanmôre. En ek lees vir jou Jesaja 6 vanaf vers 1. Hy sê in die sterfjaar van koning Usia. Nou hierdie koning Usia was ook Asaria genoem. Dis in Hebreëus Asaria. Het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elke seraf het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hulle gevlieg. Wow, wat 'n gesig, né? Nou kom ons gaan verder. Die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die aarde is vol van God se heerlikheid. En dan sê vers 4, en die drempelposte, die deurkusyne het gebewe van die geroep, en die huis het vol rook geword. En dan vers 8, daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Nou stuur my beteken, jy neem 'n besluit. God vra, en in hierdie besonder sê hy, wie sal ek stuur? Interessant, né? Kyk, hy sê die eerste sinnetjie, wie sal ek stuur? God, die enig. Wie sal ek stuur? En dan die tweede sinnetjie sê, wie sal vir ons gaan? Die drie eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. So hier word die Godheid heeltemal uitgebeeld. En nou kom ons by die aanvang van hierdie gedeelte en ons sien dat Jesaja skrywe en hy sê, dit was die sterfjaar van die koning. En ander woorde, dit het nie goed gegaan in Jerusalem nie. Die Israeliete was in hartseer. Hulle koning is dood. En nou terwyl hulle koning dood is, dink ek die profeet was ook in 'n mate, net by die Here kom staan en sê, Here, hoekom is die koning nou gaan? Alles lyk nou die mekaar. Daar's nie 'n koning nie, ons moet nou weer 'n ander koning kry, en al hierdie dinge, en wat gaan die volk doen? Gaan hulle U nog dien, en ensovoorts, ensovoorts. So dit het nie so goed gegaan, in daardie oomblik, in Jesaja en die volk se lewe nie. Nou mense, ons kan dit terugbring na vandag toe en sê, in Suid-Afrika en in die wêreld gaan dit ook nie so goed nie. In Suid-Afrika gaan nie so baie goed nie. Ja, baie ouens is baie positief. Baie so positief, hulle sien nie negatief raak nie. Kinders van die Here is gebalanseer ook nie. Maar in Suid-Afrika gaan dit nie so baie goed nie. Maar tog hoor ons die stem terwyl hy hierdie gesig sien, terwyl hy hierdie hartseer beleef en al die dinge, sien hy 'n gesig en die Here vertoon hom aan Jesaja.
Ek dink die kerk het 'n vertoning van die Here weer nodig. Ek dink die kerk het weer nodig dat God hom openbaar aan mense wat in die kerk sit, want baie keer sit ons in die kerk en ons verlang na die viswaters. 'n ander broer gesê het, ek sit liewer by die viswater en verlang na die kerk, as wat ek by die kerk sit verlang na die viswater. Nie regtig nie, maar hy het so gesê. Maar jy sien in die kerk sit baie mense vandag en die gees van die Here beweeg en die woord van die Here gaan uit en ons lofprysing en aanbidding en die werking van die Heilige Gees en baie mense stap hier uit en sê, "O, wat 'n boring tyd gewees. Ek wens hy ou wil bietjie korter preek. Ek wens hulle wil bietjie minder sing. Ek wens hulle bietjie op wil getuig en vertel." Ons het nog getuienis vanmôre. Ons gaan net nou luister na die getuienis. Ek net so oomblik vir my ontgaan. Ons gaan net nou na getuienis luister. Maar hoor die woord van die Here. God praat. In daardie moeilike tyd openbaar hy homself aan Jesaja en hy sê hy praat met Jesaja en dis een van die grootste openbaringe wat daar ooit nog was, want hier kom hy met 'n profetiese woord van die toekoms en luister wat sê hierdie woord. Hy sê, "Wie sal ek stuur?" God sê, "Wie sal ek stuur?" Wie sal vir ons gaan? Daar was 'n besluit in die hemel. En die God het besluit en hulle sê, "Wie sal vir ons gaan? Wie sal ek stuur?" Hy praat van 'n openbaring hier. Hy praat van 'n profetiese woord van die toekoms. Hy sê, "Wie sal ek stuur? Wie sal ek gaan?" Om wat te gaan doen? Ons gaan net nou kyk wat te gaan doen. Want hierdie was 'n goddelike besluit, mense. En ons kan dit drieledig vertolk vandag. Dit kan wees dat God sê, "Wie van julle wil 'n besluit vanmôre neem? Wie wil vanmôre besluit en sê, hier is ek, Here, gebruik my. Here, red my. Here, verlos my. My lewe is nie wat dit moet wees nie. Ek lewe nie die lewe wat 'n kind van die Here behoort te lewe nie, maar maak my vanmôre los sodat ek ook kan uitroep en sê, stuur my, o Here." Kan wees dat God vanmôre sê, wil hierdie gemeente en die lidmate en die besoekers van hierdie gemeente nie 'n besluit neem en sê, ek sal gaan en ek sal die woord van die Here verkondig nie. Daar word vanmôre gepraat van, daar's so min predikante vanmôre. Mense wil nie meer leer nie, hulle wil nie meer die evangelie gaan verkondig nie. Kerke soek vanmôre 'n sukkel om pastore en predikante te kry om te beroep. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die Gees van God werk in harte, dan is almal gereed om te sê, hier is ek, Here, gebruik my. Is die rede hoekom ons sukkel om predikante te kry nie, miskien omdat ons te veel chinks soek nie. Te veel perks. Ons wil nie gaan nie, want die wêreld betaal meer. Die wêreld gee beter salarisse as wat die kerk betaal. Nie in alle gevalle nie. Party kry meer as die wêreld by predikante. En dis ook iets anders wat ons aandag oor kan praat. Maar as God jou wil gebruik, dan vra hy nie, en jy vra nie, en jy sê net, hier is ek, Here, stuur my. Daarom, kerk van die Here, is dit so belangrik. Nou ons in die dag wat ons lewe weer moet bid en sê, Vader, wek manne en vroue op, wat die evangelie van Jesus oor die wêreld wil verkondig. Mense wil nie meer in God se diens staan. Maar hierdie is 'n profetiese woord. Nou kerk van die Here, voordat daar 'n geboorte kon plaasvind, moes daar eers 'n besluit geneem word. Enige kind wat gebore word, waar daar eers 'n besluit geneem voor daar geboorte plaasvind. In hierdie geval van die Here Jesus se geboorte, moes daar 'n besluit geneem word toe hy na die aarde gekom het, want dit is wat ons herdenk in hierdie tyd wat ons nou in is. Ons herdenk die geboorte van die Messias, die verlosser. En daar moes 'n besluit geneem word. Nou, as ons dink aan die mooi verhaal wat ons dink en wat ons ken, dan dink ons en daar's so 'n bietjie ongeestelike dinge ook in die tyd wat ons lewe, soos die ou groot Kersvader, was 'n ou lekker poepens, sy lang baard en sy en sy slee en sy takbokke
en sy elfies wat die geskenkies opmaak. En ek het nog nooit geweet, vandat ek klein is, hoe daai ou dik Kersvader deur die koorsteen kom. Want iewers moet die pens in die boude vassteek. Want hy is nou nie van die smalste nie. En ek het gewonder, nou hoekom sou mense nou so in Kersvader glo, en ons het nog so groot geword. En dis vir die kindertjies uit die boeke uit. Dat ons eintlik sleg voel om hulle te vertel dat daar nie regtig 'n Kersvader is. En die geskenkies. En as ons voor ons kom praat van die geboorte en ons dink aan die geboorte en ons hoor die engelekore wat sing en ons hoor die afkondiging en die prediking wat daar plaas van die engel wat sê vandag is vir julle gebore in die stad van Dawid vrede op aarde, die mense welbehae en al hierdie goeders en ons dink aan die ster wat 'n wonderwerk, 'n wonderster wat God daar geplaas het. Is nie sommer 'n gewone komeet nie. God het hierdie ster daar geplaas om te toon dat die Messias gebore is en die herders wat luister en die wyse manne wat met hulle geskenke kom en die krib en die kindjie in die krib en al hierdie dinge. Voordat ons by dit uitkom, moet ons eers by die raadsbesluit kom. Hoe het dit plaasgevind dat iemand na hierdie aarde moes kom om die mens van hulle sonde te verlos? Hierdie was 'n goddelike besluit. En dis hoekom hierdie wat hy hier sê in die 8ste vers, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? 'n Besluit van die groot opperaat in die hemel was. Dit was 'n besluit wat nie deur mense geneem was nie. Dis 'n goddelike besluit. En hierdie goddelike besluit was geneem in die hemel en die Bybel beskryf dit op so 'n wonderlike wyse en jy kan so 'n paar versies gaan lees en hier in Psalm 40 vers 8 dan sê hy daar, hy sê ek gaan om u wil te doen, maar wag, laat ek hom vir jou lees. Ek dink dit gaan meer sin maak as ek hom vir jou lees vanmôre. Psalm 40 vers 8. Psalm 40 sê die volgende: Toe het ek gesê, kyk ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe. Iemand sê, kyk, ek kom. En in die boekrol in die hemel is dit van my geskrywe. Is dit oor my geskryf. In die Bybel, party sê hierdie verwys na die Bybel, maar die Bybel is ook vol daarvan. So, maar ek glo in die hemel is daar 'n boekrol wat notules geneem word van die besluite wat die groot almagtige raad, die raad wat in die hemel is, met die Vader, Seun en Heilige Gees en die serafs en die gerubs en die heilige wesens wat daar by mekaar sit en God die besluit neem en almal neem notules daarvan. Kyk, in die boekrol is my geskrywe. Dieselfde in Hebreërs 10. In Hebreërs 10 praat die skrywer van die boek Hebreërs en hy leer vir ons en hy sê vir ons die volgende in Hebreërs 10 vers 7. Hy sê, toe het ek gesê, kyk ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. En as jy die vorige paar versies lees, dan praat hy oor die offer wat gebring sal word. Hy sê God soek nie 'n offer van stiere en bokke, van beeste en skape nie. Hy sê maar God eet vir my 'n liggaam voorberei. Met ander woorde, hy het vir Jesus 'n liggaam gegee om by hierdie aarde te kom om aan die kruis te sterwe, om die prys te betaal as die offerlam van God sodat ons sonde uitgewis kan word. In die boekrol is dit geskrywe, sê Jesus. En dis wat die skrywer van die Hebreërs dan vir ons sê. Nog 'n mooi gedeelte in die Bybel wat praat oor die koms van die Messias. Jesaja 7 vers 14. Hy sê die maagd sal swanger word en sy sal 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Matteus 1 vers 23 sê hy en dit is vervul sodat die profetiese woord wat deur die profeet geskrywe was vervul kan word. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, God by ons. Wow. God by ons. Julle, hier bring God vir hulle, vir die mens 'n teken.
En hy sê die grootste teken van die koms van die Messias gaan wees dat die maagd swanger sal word. Wat nie kan gebeur nie, dis nie moontlik nie. Dat 'n maagd kan swanger word nie. En sy sal 'n seun hê. En hierdie seun sal hulle noem Immanuel. En as hulle hom vertaal, dan beteken dit God is by ons. Die Here is by ons. Ek gaan vir julle die storieetjie vertel wat ek al vertel het en ek dink julle het dit al gehoor, maar ek dink dit pas vandag by my boodskap in. Daar word vertel dat jare gelede in 'n sekere dorpie in 'n streek waar baie koud word in Desember, het 'n man en 'n vrou gewoon in 'n huis. En die man was goddeloos. Hy het nie die Here gedien nie. Hy was regtig nie in lyn met God se wil nie. Hy het begin bevraagteken. Hoe kan Jesus, wat julle sê God was, na die aarde toe kom as 'n baba? Hoe kan God na die aarde toe kom en aan 'n kruis sterwe? Dis mos net nie moontlik nie. God kan nie in die kruis sterwe nie. Hy kan nie na die aarde kom nie, hy is in die hemel dan as julle sê daar is 'n God. En die vrou het maar nie gestry nie, want die man was maar 'n moeilike knaap. En sy het maar gereeld kerk toe gegaan so wat haar gewoonte was. En op die ou Kersaand was daar 'n diens in die kerk en sy het gegaan om gevra, wil jy nie saamgaan nie my man? Hy sê, ag, gaan beoefen maar julle snaakse geloofsoortuiginge. Ek rustig by die huis, ek het geen bekommernis nie, niks nie. En hierdie deel word dit baie koud. En toe sy uit is, het die son begin sak en toe dit skemer word, het hy gesit by die vuurherd, lekker uit die TV aangesit en hy het gesit en TV kyk sy programme en skielik het hy 'n geklop, 'n snaakse geklop aan die venster gehoor. Hy luister en daar's dit weer. En hy staan op en hy stap na die venster en hy trek die gordyne op 'n skreefie oop. En wat sien hy? 'n hele trop voëls. Voeltjies wat op die vensterbank voor die venster sit. Want jy sien, die voëls het deur daardie streek getrek na die warm gedeeltes. En wanneer dit begin winter word, dan trek hulle kilometers. Ons weet ons hoe trek die swaalkies, julle weet self. Dan trek hulle kilometers en hierdie klompie was bietjie laat gewees en die winter het nou al begin aanbreek en hulle het te laat gevlieg en toe hulle nou daar kom, toe begin die nag hulle vang en hulle sien die lig daar binnekant en hulle almal gaan af agter die leier aan, hulle gesit op die vensterbank en dink hulle gaan dalk hitte ontvang. Maar hulle is nog steeds aan die buitekant. En net die man kyk na hulle. En hy redeneer by homself en hy sê vir homself, hy sê, hoe kan ek hierdie voeltjies red? Luister nou na sy woorde. Hoe kan ek hierdie voeltjies red? As ek uitgaan, gaan hulle in elk geval wegvlieg. Want 'n voeltjie praat nie met 'n mens nie. Behalwe as jy hom nou geleer het soos 'n papegaai. Maar hierdie wilde voëls gaan dit nie doen nie. Hulle gaan wegvlug want hulle is bang vir die man. So hy kan hulle nie help nie. Hy het 'n groot stoor daar naby. En hy kan, as hulle net daar kan ingaan, sal hulle werklik gered wees en môre kan hulle weer verder gaan. En toe gaan sit hy op sy stoel en hy dink by homself en hy sê, ag, dis so tragies. En skielik kom daar 'n gedagte in sy kop. En ek glo dis die Heilige Gees. En die gedagte sê vir hom, die enigste manier hoe jy die voëls kan red is jy moet 'n voeltjie word. Voor jy nie 'n voeltjie word nie, sal jy hulle nie kan red nie. As jy 'n voeltjie geword het, dan kan jy met hulle praat. En jy kan chip, chip, trip en hulle gaan agter jou aanvlieg en jy kan hulle vat binne in die skuur en hulle kan daar gaan oornag en môre is almal gered en daar's nie een dood nie en nie een het toegesneeu nie. En skielik praat God met hom. En die Here sê, as ek net na die aarde gekom het, 'n mens geword het nie, sou julle nie gered kon word nie. Ek moes mens word om die mens van sy sonde te verlos en die mens na redding te neem. Anders sou ons nooit by die redding uitgekom het nie.
as hy nie op aarde gewandel het en ons die openbaring van God die Vader gegee het nie, as Jesus nie hier was om in ons plek aan die kruis te sterwe nie, as hy nie die prys betaal het en hy sy lewe afgelê nie en hy het uit die dood uit opgestaan nie, sou ons vandag almal verlore gewees het. Hy, God, het 'n mens geword, Immanuel, om vir my en vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir jou van julle sonde te verlos. Hy het 'n mens geword sodat ons gered kan word. En dis waaroor die Christusfees vandag gaan. Dit gaan nie oor wat ons wil vir mekaar geskenkies en hierdie goed. Ja, is mooi en is lekker om vir mekaar geskenkies te gee, maar dit gaan vanmôre oor die grootste geskenk wat aan hierdie wêreld gegee is, naamlik die lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Grootste geskenk dat hy gekom het na hierdie aarde om aan die kruis vir ons te sterwe. Liewe mens, ek sê weer wat ek al baie gesê het. Mense gaan nie hel toe oor die sondes en dit wat hulle alles doen nie, maar meer daaroor dat hulle die genade van Christus verwerp. Want as jy die genade van Christus aanneem, sal jy in elk geval van die sonde af wegbly. Dit gaan jou nie meer aantrek en jy sal probeer wegbly daarvan. Daarom is dit so belangrik, ons moet vanmôre vir mekaar sê, God is nie onregverdig dat hy mense laat verlore gaan nie. 'n Mens gaan nie hel toe of verlore omdat hy deur God sommer net veroordeel word nie. Mens gaan verlore omdat jy kies om verlore te gaan. Mens gaan hel toe omdat jy kies jy wil hel toe gaan. Want die sonde, die lewe wat jy hier leef of vol sonde is of nie vol sonde nie, bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. As jy hier sonder God leef, gaan jy die ewigheid ook sonder God deurbring. So waar, so seker soos ek hier staan. So waar die Bybel leer vir my, as jy hier op aarde vir die Here leef, gaan jy in die hemel ook saam met God leef. Wat jou lewe op aarde is, sal jou lewe in die hiernamaals wees. En ja, ons sê baie keer by al die grafte en by al die begrafnisse wat ons hoor, dan sê ons, wat 'n goeie man. Wat 'n wonderlike vrou. En almal wil hoor, veilig in Jesus se arms. Want jy sien, dis gevaarlik as jy sonder Christus sterf. Want jy sien, as jy nog nie by die reddingswerk van Christus uitgekom het nie, gaan jy die hemel baie ver mis. Want dit is nie my goeie dade en jou goeie dade wat jou hemel toe vat nie. Dis nie die goeie dinge wat ons doen, wat vir ons 'n regmerkie agter ons naam gee nie, maar dit is hoe ons lewe voor God is. Of ons sy verlossingswerk aanvaar het of nie. Ek sluit af. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan, sê die Here. Hierdie boodskap wat hy hier gepraat het met Jesaja, is vandag nog net so relevant. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe Jesaja God sien en hy hierdie gesig beleef. Onthou, hy was 'n profeet, so hy was 'n bietjie hoër trappie as die gewone Israeliet. Almal het na hom toe gegaan om te hoor wat sê die Here. So hy moes 'n verhouding met die Vader, met God leef. Hy was nie maar net sommer 'n gewone kerklidmaat, soos die mense sê nie. Hy was 'n bietjie hoër as die pastoor. Hy was 'n profeet. Hy moes by God hoor en dan vir die volk sê, so sê die Here. En nou praat God met hom. En wat interessant is, hy was een van die groot profete. Maar toe die Here met hom praat, toe sy eerste uitroep wat hy uitroep, toe die Here vir hom die gesig wys, voor hy nog van vra, wie sal ons gaan? Wie sal vir ons gaan? Toe roep hy uit, hy sê, o Here, hy sê, ek is 'n mens onrein van lippe,
En onrein van hart en woon onder 'n volk wat onrein van hart is. En nou, ek het die almagtige God, die koning gesien. Skielik besef hy, Jesaja, jy is nie wie jy dink jy is nie. Jy dink nie, jy is nie wat jy probeer voorgee om te wees nie. Jy's 'n mens wat God nodig het. Jy's 'n mens wat die Here se aanraking nodig het. En ek gee nie vanmôre om wie jy in hierdie plek het. Of jy vanmôre die ouens wat die mooiste kan sing of die mooiste kan preek, of die mooiste kan getuig, dit maak nie saak nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het God net so nodig soos enige ander mens. Jy kan vanmôre miskien een of ander spesialis in die mediese veld wees, of jy kan die president van hierdie land wees. Dit maak nie vir my saak wie jy is nie. Jy het God net so nodig soos die boemelaar wat op die straathoek sit. As die Here nie vir jou genade gee nie, en vir my genade gee nie, sal ons dit ook nie maak nie. Jesaja roep uit, o Here, ek is onrein. Ek is in myself so stikkend, so swak en so nietig. Daarom behoort julle nie mekaar te oordeel nie, kerk van die Here. Daarom sê die woord van die Here, ons moet niks teen iemand hou nie. Hy sê, want as God julle vergewe, moet julle mekaar vergewe. Ons moet mekaar in hierdie gebou met liefde hanteer, want jy sien ons almal is gebroke, is stikkend, het die Here se aanraking so nodig. Ons het so nodig om by die Here uit te kom. Ons het so nodig om voor hom te kom staan, soos ons verlede keer gepreek en gesê het, kom kaalvoet voor die Here staan en sê, Here, ons het niks om agterweg te kruip nie, want U weet alles. U weet alles. Christus, Jesus sê vir Petrus, Petrus, het jy my regtig lief? Hy sê, ja, Here. Hy sê, Simon, het jy my regtig lief? Nou dink hy bietjie dieper. Ja, ek dink so, Here, ek het U lief. Hy sê, Simon, het jy my liewer as almal hier? Het jy my liewer as almal? Hy spreek in trane uit, hy sê, Here, U weet alles. U weet alles. U weet hoe lief ek U het. U weet of ek U regtig so lief het. Ek kan niks vir U wegsteek nie. Jy kan vanmôre niks wegsteek nie, liewe mens. Jy kan niks voor God verberg vanmôre nie. Hy weet alles. Hy ken self die pyn in jou hart. Hy weet jou trane wat jy stort. Hy weet hoe huil jy oor jou kinders. Hy weet hoe ween jy oor 'n geliefde wat van jou weggeruk is. En ons kan vanmôre sê, Here, maar verstaan U hoe voel ek? Ja, mens, hy verstaan. Kan jy onthou? Onthou jy toe hy daar by die graf van Lazarus was? Onthou jy dat die Bybel sê, hy het meer gehuil as hulle almal. En die rede was, hy het die smart van ons op hom geneem. Hy voel met jou. Hy huil saam met jou. God gee om vir jou. Here Jesus ween saam met jou as jy in smarte is. Hy ween en hy neem jou in sy arms en partymal voel dit nie so nie, maar hy's daar. Net vir jou te sê, ek voel saam met jou. Dis nie ek wat jou daardie pyn aandoen nie. Ons sê maklik die Here het dit gedoen. Ek het 'n ander siening wat ek in die Bybel geleer het. God doen nie sekere goeders wat ons hom toesnou nie. Ons sê so maklik die Here het hom geneem. So maklik hoor ons die predikant by die graf sê, die Here het gegee, die Here het geneem, en daar is so 'n woord. Maar weet jy, God sal nooit dat 'n seentjie van 3 jaar oor die straat hardloop en 'n lorry kom en hy trap hom dood nie.
Is dit die Here? Nee. Dis die mens wat die lorries gemaak het. Ons moes nie die lorries gehad het nie. Dis die mens wat al hierdie snaakse goed doen. Dat ons onsself vernietig in die proses. Wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld, die mense, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God beloof aan jou die ewige lewe as jy by hom uitkom. Prys die Here. Kom ons sit net so. Ons sluit ons oë. Ag, ek kan nie anders as om vanmôre 'n uitnodiging te maak en te vra. Sou dat dalk een persoon wees met wie die Heilige Gees vanmôre gepraat het. En jy voel vanmôre nou, God het met jou gepraat. En jy wil vanmôre besluit neem en sê, hier is ek, Here. Stuur my, gebruik my. Red my, verlos my. Dan vra ek jou om vanmôre jou hand op te steek en weet laat sak as 'n teken. Dankie, dankie. Is daar nog mense? Dankie. Oral van hande op. Ek gaan jou nie eens vra om uit te kniel, hier's te veel. Maar ek gaan tog iets vra. Gaan vra dat jy op jou voete staan, net soos ek. As jy vanmôre jou hand opgesteek het, staan saam met my regop. As 'n bewys, jy's ernstig met die Here en ek gaan vir ons bid. Dankie. Staan gou op, wie is daar nog? Oral staan mense op. Dankie julle. Dankie dat jy vanmôre luister en dat die Here jou hart aanraak. Ek gaan vir jou net 'n gebed doen, net daar waar jy staan. Kom ons bid saam. Hemelvader, U sien soveel mense wat vanmôre opstaan. Here, U woord het vanmôre deur die Heilige Gees inspraak in baie mense se harte 'n beroering gebring. En vanmôre staan hulle op hulle voete as 'n teken. Ons wil net seker maak ons saak met God is in orde. En ek wil vanmôre bid, Here, dat U by elkeen stil staan. En vanmôre elkeen sal reinig deur die kosbare bloed van Jesus. Ek bid vir 'n wonderwerk van elkeen se lewe. Ek bid dat U vir hulle sal aanraak en verlossing bring en vanmôre oorwinning gee deur die kosbare bloed van die Lam. Dat hulle hier uit sal stap as waarlik wedergebore kinders van God, rein gewas deur die bloed van die Lam. Here, daarom sê ek dankie dat hulle gehoorsaam was om te luister na wat die Heilige Gees vir hulle sê. Seën hulle dan, is my gebed in Jesus naam. Amen.